Uit Kolossense 3 uit, as julle dit wil oopmaak, Kolossense 3. Voor ons lees, kom ons bid net weer saam. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees. Here, dankie dat ons op hierdie oggend kan met mekaar wees en kan bely en kan glo dat U opgestaan het en dat U waarlik leef. Dankie Here dat die graf nie toe is nie, dat die dood U nie kon vashou nie, maar dat U oorwin het en dat U regeer. Here, dankie dat ons ook kan weet dat dieselfde krag wat U uit die dood uit opgewek het, leef ook of werk ook in ons. Daarom kan ons ook leef. Daarom kan ons ook anderster kyk, anderster dink, anderster praat, anderster wees as gevolg van wie U is, as gevolg van U krag in ons. Dankie Here dat ons nie meer in vrees hoef te leef nie. Dankie dat ons nie meer hoef slawe te wees van sonde nie. Dankie dat ons nie meer hoef vasgevang te wees in ons eie geskiedenis en vasgevang te wees in ons eie foute, ons eie verlede nie. Dat ons besluite wat ons gemaak het nie meer bepaal noodwendig wie ons is nie, maar dat U bepaal wie ons is. Dat U ons optel uit ons stikkendheid uit. Dat U ons kom optel uit ons eie dood uit. En dat U ons kom lewend maak. Ek loof U daarvoor. Amen. Ons lees Kolossense 3, van vers 1 af gaan ons saam lees. En ek sommer daai eerste sinnetjie is amper een van die belangrikste sinnetjies van hierdie hele teks. As julle dan saam met Christus opgewek is. Ek dink ons moet dit amper net herhaal, hoor net dit weer. Dis nie 'n vraag nie, dis 'n retoriese vraag, né? As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welles en slegte begeertes en ook gierigheid wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak julle ook van al hierdie dinge ontslae. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeidings soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar. En as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus Christus,
terwyl julle God die Vader deur hom dank. Ons lees net daai 17 verse. Daar's 'n vraag wat ek wil hê jy so bietjie mee moet sit voor ons nog verder na hierdie teks gaan kyk. Nie 'n teologiese vraag nie, nie 'n moeilike vraag nie, 'n oop, eerlike vraag. Wat is in jou gedagtes die laaste tyd? In ander woorde, wat is dit wat jou in die aand besig hou? Of as in daai stil oomblikke, waarheen gaan jou gedagtes? As jy nou op pad werk toe ry, of as jy waarheen ook al gaan, en daai oomblikke voor jy aan die slaap raak, wat is dit wat in jou gedagtes opkom wanneer niemand enigiets van jou vra nie? Dean Schuyler, wat 'n terapeut is, sê op 'n stadium, hy het oor hierdie selfde vraag gaan reflekteer en hy het gaan navorsing doen, en die antwoord op daai vraag was nie vir ons, dink ek, 'n baie goeie antwoord nie. Maar die antwoord is dat die een ding waaraan die meeste van ons die meeste van die tyd dink, is aan onsself. My gedagtes draai rondom ek en myself en my probleem. My kinders, my verhoudings, my toekoms. Ons dink so bietjie oor wêreldgebeure, ons is bekommerd oor Iran, ons is bekommerd oor Israel en alles wat daar in die Libanon aangaan, ons is miskien so effens bekommerd oor wat aangaan, wel baie bekommerd oor ons ekonomie en die oliepryse, maar al ons gedagtes en al ons bekommernisse rondom dit is gefokus op wat gaan dit aan my doen? Hoe gaan dit my affekteer? Hoe gaan dit my lewe anderster laat voel? Ons dink oor oud word, ons dink oor verlies, ons dink oor wat kom volgende in ons wêreld of op in my eie toekoms. En alles gaan oor hoe affekteer dit my. En die terapeut is nie besig om sinies te wees oor die lewe nie, hy is net eerlik, en as ons eerlik is met onsself, dink ek op hierdie Paasoggend, dan moet vir onsself sê, dat dit is waarskynlik die waarheid. So nou en dan sal iemand anders dalk in my gedagtes verbygaan, so nou en dan sal ek dalk bekommerd wees oor iemand anderster, maar meeste van die tyd is dit net ek, en wat in my wêreld aangaan. En dis in daai wêreld dis in hierdie gedagte wêreld, wat Kolossense en wil Paulus vanoggend met ons wil kom praat. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is. 2000 jaar later, en ek dink hierdie sinnetjie behoort ons nog steeds in die middel van ons gedagtegang te stop. Ek is opgewek saam met Christus. Ek is opgewek. Verlede, wat is nou kan ek net tense dink. Wat is die woord? Help my. Dan verlede tyd. Dankie. Verlede tyd. Ek is opgewek. Nie ek gaan nog saam met Christus opgewek word nie. Nie ons gaan eendag na ons dood gaan dan opgewek word en ons gaan hemel toe gaan nie. Nee, dit het reeds gebeur. Ek is opgewek. En dit maak nie eintlik sin nie, want ek meen hier is ons mos nou, ons leef. Maar in ander woorde, hier het iets verander al klaar in my. Klaar in my is daar reeds iets gebeur in jou wat in Christus is, wat eintlik die hele storie kom verander. Hier is die beeld waarin ek hierdie hele week nog mee sit, deur Woensdag aand se Paassangdiens en Vrydagoggend se diens en vanoggend met die sonsopkoms. Toe Jesus daar op Paassondag uit die graf uitgeloop het hy nie alleen uitgeloop nie. Toe hy op Paassondag opgestaan het en uit die graf uitgeloop het, het sy vriende, sy disippels, het ons saam met hom daar uitgeloop. Ons was nie eers daar nie, maar ons het saam met hom daar uitgeloop. Paulus sê dat toe Jesus opgewek is uit die dood uit, het iets gebeur in almal wat aan Jesus behoort, tot in die verste toekoms in julle kleinkinders, in my kleinkinders, in my kleinkinders, se kleinkinders, in alle mense wat in God glo en in hom vashou, in 'n werklike
misterieuse, amper onverstaanbare, maar geesvervulde manier is ek en jy ook alreeds uit die dood opgewek. Nie fisies nie, maar iets in ons, iets vir ons, het daai dag uit die graf uit geloop. Toe Christus opgewek is, toe God die Vader sy asem weer in hom ingeblaas het, het hy ook weer in my en in jou nuwe asem ingeblaas. En soveel meer as dit, 'n nuwe natuur, 'n opstandingsnatuur, 'n nuwe lewe, 'n lewe ten volle voorberei daarvoor vir dit wat God se plan is vir my en vir jou. Ek dink dit is die skenier van hierdie teks, dit is die skenier van die hele geskiedenis, want uit dit uit hierdie nuwe lewe uit, vloei nuwe identiteit vir my en jou. Ons is opstandingsmense. Uit hierdie oomblik uit vloei daar, uit hierdie skenier uit vloei daar 'n nuwe moontlikheid vir hoe ons dink, hoe ons praat, hoe ons optree teenoor mekaar, want ons is nie meer dooie slawe van sonde, wat geen meer keuse het oor hoe ek leef of wat ek doen nie, want ek is reeds opgewek. Ek is reeds 'n nuwe mens. Paulus verduidelik dit vir ons deur eers so bietjie stil te staan by die doodkant. Vers 3 sê ons het gesterf. En hy praat nie net in metaforiese taal hier nie, hy praat nie net hier op een van 'n inspirerende taal nie, hy bedoel dit. Toe Christus gesterf het, het iets in ons ook gesterf. Daai selfsugtige ek wat net op myself gefokus is, daai selfsugtige identiteit wat net bekommerd is oor myself, sonde se houvas op my lewe is gebreek, is doodgemaak op Golgotha. So ek is nie meer verplig om elke impuls, elke begeerte, elke stukkie craving in my lewe na te kom of te gehoorsaam. Daai ding wat in die wêreld is, wat ons almal trek om myself en ander mense skade aan te doen, ek hoef dit nie meer gehoorsaam. Paulus is baie reguit daarop. Hy sê onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, gierigheid wat ook afgodediens is, dit is nie meer deel van wie ons is nie. Hulle is nie net morele swakhede nie, dis goed wat dood behoort te wees. Want dis simptome van 'n selfgefokuste lewe. Dis simptome van 'n lewe wat steeds dink ek is die middelpunt van hierdie skepping. 'n Lewe wat nog nie lekker verstaan wat op Paasfees gebeur het nie. Daai goeders, onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, gierigheid, dan praat hy nog van woede en 'n klomp ander goeders. Daai goed is nie meer, of is die tekens van 'n dooie lewe. Die opstanding in Christus beloof nie net vir ons hemel nie. Dit is eintlik die laaste ding wat dit beloof. Ja, dit beloof die ewige lewe. Ja, dit beloof ons gaan eendag by God wees, maar dit sê ook ek is nou al 'n ander mens. Ek is nou al 'n nuwe mens. En dan gaan Paulus, en hy vra eintlik die vraag, so hoe lyk so 'n nuwe lewe dan? Hoe lyk ek dan eintlik, of hoe lyk ons nou? Wat beteken dit prakties om my gedagtes te rig op dit wat daarbo is? Nou Paulus, ek wil nou met van julle ouer mense ook spesifiek praat, sê nie, kyk daar in die hemel en drentel rond nie, want jy gaan val, jy moet nie val nie. Hy sê vir ons, moenie deur hierdie lewe gaan en onbewus wees oor die realiteite van hierdie wêreld nie. In ander woorde, moenie nie bekommerd wees oor Iran nie, moenie nie bekommerd wees oor Libanon nie, moenie nie bekommerd wees oor die oliepryse nie. Hy vra nie vir ons om hierdie amper eriferie geestelike mense te wees wat niks raak sien van wat in hierdie wêreld aangaan nie. Nee, hy sê fokus
prakties op die dinge wat daarbo is, en die dinge wat daarbo is nie abstrakte idees nie. Inteendeel, hulle is intens aards en werklik hier by ons. Hoor weer vers 12. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met, en hoor hierdie goed, dis praktiese goeders, innige meelewing. Moeilik daai ding, innige meelewing, want dit vra ek moet uit myself uitklim. Klee julle self met goedheid, met nederigheid, met sagmoedigheid, met geduld, met vergifnis en bo alles liefde. Sien julle dat hierdie goeders is nie sagmoedige mooi praatjies nie. Hierdie is goed wat intens elke voetstap van my vra om anderster te dink en anderster te wees. Hierdie goeders is ook nie, en dis kom ek praat en sê dit beloof nie vir ons die hemel nie, want hierdie goed is nie 'n plek waarheen ons gaan nie. Hierdie is 'n manier van leef. Hierdie verander my identiteit, dit verander my gedrag, dit verander hoe ek deur hierdie wêreld gaan. In ander woorde, Libanon en Iran en die olieprys en al daai goed bly net so belangrik. Bly verskriklik belangrik. Siekte en dood en die swaar kry van mense in hierdie wêreld is werklik waar en dit maak saak, maar dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor hoe leef ek in hierdie wêreld op so 'n manier dat die lig van God se opstanding deurbreek in hierdie wêreld. Hoe leef ek sodat hierdie opgestane nuwe mens wat ek is, dit duidelik maak dat al hierdie goeders onder God se beheer is. Dat hierdie hele wêreld deur God bekleed word, deur God geregeer word. Dit vra van ons dat daar waar ek sê dit nie. Daar waar ek by 'n doodsbed sit of by 'n siekbed sit, daar waar ek iemand se hand vashou, is ek besig om opstandingslewe te leef. Daar waar ek vergewe, al verdien daai persoon dit nie, al maak hulle my nog steeds seer, al is dit die moeilikste ding wat ek nog ooit moes doen om te vergewe, daar is ek besig om 'n opstandingslewe te lewe. Dis hoe dit lyk om my gedagtes te rig op dit wat daarbo is. Wanneer ek kies om genoegsaam te wees en nie nog te begeer en nog te wil hê en nog te wil hê nie. Wanneer ek prakties teenoor mense of vir mense omgee, veral vir mense wat vir my niks kan teruggee nie. Wanneer ek toelaat dat die vrede van Christus in my hart kom leef en uit my uitstraal, dan is dit hierdie nuwe opstandingslewe wat homself uitbeeld in die wêreld. En dit kom nie deur my vuiste te bal en nog harder te werk nie. Dit kom nie deur my moue op te rol en sê ek gaan beter wees en ek gaan meer doen en ek gaan harder werk nie. Nee, dit kom omdat my identiteit eerstens verander is. So dit gaan nie oor ek wat probeer om 'n beter mens te wees nie. Dit gaan nie oor ek wat harder werk en meer vals glimlag en nou maar net nice is met mense nie. Nee, dit kom omdat ek deel is van God se uitverkore volk. Dit kom omdat ek geheilig is en geliefd is deur die een wat regeer, deur die een wat opgestaan het uit die dode. Meelewing en omgee en liefde en vergifnis vloei nie uit my harde werk uit nie, maar vloei daaruit dat ek weet wie ek is. Omdat ek weet, ons het nou Vrydag nagmaal gebruik, omdat ek weet ek is welkom by die tafel. Nie omdat ek 'n plek probeer verdien by die tafel, maar omdat daar klaar vir my plek is. Daarom dink ek kom vers 15, en vers 15 som al hierdie op, vat dit alles saam as hy sê, en wees dankbaar. Dit kan ook lyk soos 'n klein dingetjie wat hier aan die einde wat Paulus so al van vergeet het en nou kom sit hy hom hier aan die einde in, maar Paulus weet presies wat hy doen.
as hy dit daarin sit. Want dankbaarheid is die natuurlike houding van 'n persoon wat verstaan wat het die opstanding kom doen in my lewe. Wanneer ons verstaan dat wat gebreek is, wanneer ons verstaan wat doodgemaak is in my lewe, wanneer ek verstaan wat opgewek is in my lewe en wat saam met Jesus uit daai graf uitgeloop het, wanneer ek die kruis sien en die leë graf langs hom, wat anderster kan ek doen as om dankie te sê? Wat anderster kan ek dan doen as om te sê, my God leef? Ek het julle aan die begin vertel van daai Dean Schuyler terapie, wat sê ons almal is geneig om selfgefokus te leef. Dankbaarheid is die teenoorgestelde van selfgefokus leef. Nie meer doen vir mense nie, nie meer omgee vir mense nie, nie meer bid vir mense nie. Al daai goed is ook reg, maar dankbaarheid is werklik die teenoorgestelde van 'n selfsugtige, selfgerigte, op my eie gefokuste lewe. Want 'n selfgerigte, ingefokuste lewe vra die hele tyd, wat gaan ek verloor? Wat het ek nodig? Hoe gaan hierdie my seermaak? Hoe gaan hierdie my skade aandoen? Waar moet ek in vrees dinge bymekaar maak? Want nou is daar nie meer genoeg diesel in hierdie wêreld nie. Nou is daar nie meer genoeg geld nie. Hoe gaan ek net nog en nog en nog bymekaar maak? Terwyl dankbaarheid en 'n dankbare lewe is na buite gerig en na bo gerig. Dit sien duideliker deur al die geraas en al die chaos van hierdie wêreld. Dit sien die goedheid wat deur normale dinge in ons wêreld geweef is, raak. Dit sien liefde raak in die skepping, in gemeenskap, in God wat weier om toe te laat dat dood die laaste woord in ons lewe kan hê. So wat kan ek dink? Ons het julle aan die begin daai vraag gevra. En ek wil jou nou los met 'n verdere vraag. Wel, eintlik amper dieselfde vraag. Maar ek wil hê jy moet daai vraag huis toe vat. Nie die vraag van waaroor sit ek en dink nie, maar waaraan kan ek dink? Hoor julle die verskil? Nie wat dink ek normaal en wat dink ek natuurlik nie, maar waaraan kan ek dink as ek regtig glo dat Christus opgestaan het? As ek regtig glo dat die graf leeg is, dat Christus nie meer aan die kruis hang nie, dat hy opgestaan het, waaraan kan ek eintlik dink? As dit waar is van jou, dat jy saam met Christus opgewek is, dan het ons toegang daartoe om anderster te dink en anderster te leef. Dan het ons toegang daartoe om nie net op myself gefokus te wees nie, maar met dankbaarheid oor ander mense bekommerd te wees. Om met dankbaarheid te kyk na hoe gaan dit ook in ons wêreld. Dan is jy nie meer 'n slaaf van die ou patrone en die ou manier van leef nie. Jy hoef nie meer te leef asof sonde nog steeds jou baas is nie. Asof sonde nog steeds 'n houvas op jou het. Ons hoef nie meer te leef asof dood die laaste sinnetjie het nie. Asof dood om elke hoek en draai vir my wegkruip nie. Ek hoef nie meer te leef asof my eie waarde afhang van hoeveel karre en hoeveel grond en hoeveel huise en hoeveel besittings ek het nie. Want my waarde word nie bepaal deur die beheer wat ek het in hierdie wêreld nie. Ons kan so leef dat ons gedagtes gefokus is op dit wat daar bo is. Ons kan dink om die persoon langs ons lief te hê, al verdien hy dit nie. Ek kan dink om die vreemdeling in die straat af te help versorg. Ek kan daai moeilike kollega by die werk steeds lief hê. Ek kan gaan sit by my buurman wat treur en hartseer is. Ek kan leef met oop hande in plaas van toe vuiste. Ons kan mense wees
in wie die vrede van Christus regeer. Nie omdat ek harder werk nie, maar omdat die graf leeg is. Nie omdat ek nou skielik perfek is en 'n beter mens is nie, nie omdat ek nou weer eens in beheer is van alles wat ek doen nie, maar omdat die graf leeg is. Omdat Christus uitgeloop het en jy saam met hom. En dit verander alles. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus. Vader, dankie dat ons saam met U kan leef. Dankie Here dat ons saam met U opgestaan het en dat die dood ons ook nie meer vashou nie. Dankie dat die graf ook nou al vir ons oop is. Dankie dat ons nie meer slawe is nie. Dat ons nie meer moet doen wat die sonde van ons vra nie. Dat ons nie meer moet doen wat ons eie begeertes van ons vra nie, maar dat ons kan met dankbaarheid en met liefde, met omgee en vergifnis in hierdie wêreld leef. Dankie Here dat ons leef omdat U leef. Ek loof U daarvoor. Amen.